Vandag se lesie is ons nog steeds besig met ons eksponensiële funksie. En in vandag se lesie gaan ons 'n bietjie kyk na die vertikale verskywings van die eksponensiële funksie. Wanneer daar nou 'n konstante kie by die eksponensiële funksie bygetel word, skuif die grafiek op of af. So baie belangrik, hierdie is ons finale standaardvorm van ons eksponensiële funksie. Dit is nou wanneer hy op of afskuif, kom daar 'n konstante kie by. Met ander woorde, ons sê y is gelyk aan a maal b tot die mag x plus kie. As ons omskryf as 'n funksie, skryf ons f is 'n funksie van x, is gelyk aan a maal b tot die mag x plus kie. Goed, so kom ons kyk nou na die invloed wat kie het. So as kie groter is as 0, dan beteken dit die grafiek gaan opskuif. En as ons kie kleiner is as 0, dan beteken dit ons grafiek gaan afskuif. Wat nou baie belangrik is, as die grafiek nou op of afskuif, het ons nou 'n nuwe horisontale asymptoot. En hierdie nuwe horisontale asymptoot van ons skryf ons as y is gelyk aan kie. Nou kan dit wel gebeur dat ons 'n x-afsnit sal hê. So kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. Die eerste voorbeeldjie waarna ons kyk is nou fx is gelyk aan 2 tot die mag x minus 4. Goed, so as ek nou in die eerste plek gaan kyk na sy vorm, dan kan ek sien sy vorm is my a is groter as 0. Want onthou, hier staan mos nou 'n spook 1. So my a is groter as 0. My b kan ek sien is groter as 1. Met ander woorde, as ek dink oor sy vorm, dan gaan dit 'n stygende funksie wees. OK. Nou kan ons wel 'n x as afsnit bepaal, omdat hierdie grafiek nou met ander woorde 4 eenhede afgeskuif het. Dit is my kie. Jy kan nou sien kie is kleiner as 0, met ander woorde, hy het nou 4 eenhede afgeskuif, so ons kan wel 'n x-afsnit bepaal. Dit beteken ons gaan ons y gelykstel aan 0. So ons het 2 tot die mag x minus 4 is gelyk aan 0. Nou gaan my 4 oor, met ander woorde, ek kry 2 tot die mag x is gelyk aan 4. En dit is nou waar ons eksponensiële vergelyking se oplos mos nou inkom. Met ander woorde, ons moet die grondtaal dieselfde kry en 4 is 2 tot die mag 2. En nou kan ek sê, my x moet gelyk wees aan 2, omdat my grondtalletjies dieselfde is, né? So ek het met ander woorde, x is gelyk aan 2. My x as afsnit is dus die punt 2 en 0. Nou ons derde puntjie bepaal ons mos nou altyd ons y as afsnit. Wat doen ons nou weer om ons y as afsnit te bepaal? Dis reg, ons stel vir x gelyk aan 0. Met ander woorde, y is gelyk aan 2 tot die mag 0 minus 4. En dit sê vir my y is gelyk aan minus 3. En ek kry dus my y as afsnit is die punt 0 en minus 3. Nou het ons 'n nuwe horisontale asymptoot, en ons horisontale asymptoot is altyd die
keywaarde. Met ander woorde, as ek na hom kry, kyk ek y is gelyk aan -4. Dit is my nuwe keywaarde. Ons gaan gou die sketsies teken en dan kan ons daarna weer kyk na my waardeversameling en my definisieversameling. So kom ons teken net die skets. As ons hom gaan teken, het ons gewone x en ons y-as. Wat baie belangrik is by hierdie eksponensiële grafieke, net soos by hiperbole, moet ons horisontale asymptoot baie duidelik aandui. Ok, so, ons horisontale asymptoot het ons gesien is, y is gelyk aan -4. So ek kry my horisontale asymptoot is y is gelyk aan -4. Nou kan ek net my punte gaan teken, want wat het ek? Ek het my y-as afsnit is die punt 0 en -3 en my x-as afsnit is die punt 2 en 0. Met ander woorde, as ek hierdie skets nou teken, verbind ek daai 2 punte en dit is nou hoe my eksponensiële grafiekie gaan lyk. Goed, my definisieversameling kan ek met ander woorde sê is x is 'n element van reële getalle en as ek nou kyk na my waardeversameling, is dit al die y-waardes wat groter is as my horisontale asymptoot. So dit gaan altyd my waardeversameling wees by 'n eksponensiële funksie, gaan hy altyd groter wees as my horisontale asymptoot, want hy nader altyd na hom toe, maar hy word nooit gelyk aan hom nie. Kom ons kyk na ons tweede voorbeeld. Ons tweede voorbeeld sê vir my fx is gelyk aan 3 maal 2 tot die mag x plus 3. As ons in die eerste plek kyk na die vorm, wat sien ons by die vorm? Ons sien my a is positief, nee, so a is groter as 0. Verder sien ek my b is groter as 1. My b is groter as 1. En nou sien ek ook nog steeds dat my kie is 3. So hierdie is my kie, dit beteken my grafiek het 3 eenhede opgeskuif. As ek nou net eers kyk na my vorm, dan gaan ek sien my vorm is weer eens 'n stygende grafiek. Reg. So, volgende ding wat ek bepaal is my x-afsnit. Ek gaan die wiskunde nou vir julle doen, maar jy kan ook sien, jy gaan geen x-as afsnit hê nie, terwyl hy 3 eenhede opgeskuif het, beteken hy gaan mos nou nie die x-as glad nie sny nie. Maar gewoonlik stel ons y gelyk aan 0, met ander woorde, ek gaan kry 3 maal 2 tot die mag x plus 3 is gelyk aan 0. So ek kry 3 maal 2 tot die mag x is gelyk aan -3. So ek kry 2 tot die mag x is gelyk aan -1. En hierdie kan nie negatief wees nie, met ander woorde, hy het geen oplossing nie. Jou eksponensiële vergelyking kan nie negatief wees nie. Met ander woorde, hy het geen oplossing nie, daarom het hy geen x-afsnitte nie. Okay. Derde ding wat ons moes bepaal is ons y as afsnit. En met ons y afsnit stel ons vir x gelyk aan 0. Met ander woorde, ons kry y is gelyk aan 3 maal 2 tot die mag 0 plus 3. En dit gee vir my y is gelyk aan 6. Met ander woorde, die punt
0 en 6 is my y-as afsnit. Ek kyk verder na my horisontale asymptoot. Nou die vergelyking van my horisontale asymptoot is y is gelyk aan q. Hy het 3 eenhede opgeskuif, met ander woorde ons het y is gelyk aan 3. Ons kan nou weer kyk na die definisieversameling en die waardeversameling as ons hom nou klaar geteken het. So as ons hierdie sketsie gaan teken, het ons x-as en ons y-as. Dan nou by y gelyk aan 3, het ons horisontale asymptoot, né? Y gelyk aan 3 en jy dui dit op jou skets baie duidelik aan, want dit is waarvoor jy op punte verdien. Nou kry ons dat my y-as afsnit is die punt 0 en 6. So ek gaan hierso deur my puntjie 0 en 6. By 6 gaan ek 'n y-as afsnit hê. So as ek nou hierdie grafiek teken, dan is hang hy nou so half in die lug. As ek net daai een punt het. So kom ons kyk nou sommer, ons kan dan nou sommer nog enige 2 puntjies insit. Kom ons kies as ons x gelyk aan 1 insit, en ons vat sommer die koördinaat -1 ook. Dan gaan ons kry, y is gelyk aan 3 maal 2 tot die mag 1 plus 3, en dit gee vir my 6 plus 3, en dit gee vir my 'n antwoord van 9. Met ander woorde, hierdie is die punt 1 en 9. As ek nou -1 instel, dan kry ek y is gelyk aan 3 maal 2 tot die mag -1 plus 3, en dit gee vir my 3 op 2 plus 3, en dit gee dan vir my 9 op 2, so hierdie ander koördinaatjie van my is -1 en 9 op 2. My definisieversameling is steeds x 'n element van reële getalle. As ek kyk na my waardeversameling, dan sien ek my waardeversameling is al die y-waardes groter as my horisontale asymptoot, met ander woorde y is groter as 3, y 'n element van reële getalle. As ons kyk na nog 'n voorbeeld, het ons fx is gelyk aan -2 maal 1/2 tot die mag x plus 8. In die eerste plek, as ons kyk na sy vorm sien ek my a is kleiner as 0. Hier sien ek my b is groter as 0, maar kleiner as 1. En ek sien ook nou dat my q is 8 eenhede wat hy opgeskuif het. Dit beïnvloed nou nie my vorm nie. Dit beïnvloed net sy op en sy afskuif. So sy vorm, as ons net kyk na sy vorm, gaan ons sien dit gaan wel 'n stygende funksie wees. Hierdie is ons q, beteken hy het 8 eenhede opgeskuif. Goed, so as hy so lyk en hy het opgeskuif, gaan dit beteken dat hy wel 'n x-afsnit gaan hê. So ek kan sy x-afsnit bereken deur die
y-waarde gelyk aan 0 te stel, né? So ons het 0 is gelyk aan minus 2 maal 'n half tot die mag x plus 8. So ek vat hierdie hele minus 2 maal 'n half tot die mag x oor, dan kry ek dus 2 maal 'n half tot die mag x is gelyk aan 8. As ek deel deur 2 aan albei kante, onthou wat ek links doen, moet ek regs doen, dan kry ek 'n half tot die mag x is gelyk aan 4. Dit gee vir my 2 tot die mag minus x is gelyk aan 2 se kwadraat, met ander woorde minus x is gelyk aan 2, daarom is x gelyk aan min 2. So my x as afsnit is die punt min 2 en 0. Vir my y-afsnit stel ek vir x gelyk aan 0. Met ander woorde, ek kry y is gelyk aan minus 2 maal 'n half tot die mag 0 plus 8. En dit gee vir my y is 6. Met ander woorde, die koördinaatpaar 0 en 6 is my y-afsnit. Onthou, hierdie grafiek van my het nou opgeskuif, so ek het 'n nuwe horisontale asymptoot. Wat is die vergelyking van my horisontale asymptoot nou? Dis reg, y is gelyk aan 8. Ons gaan net weer ons sketsie teken voor ons die definisieversameling en die waardeversameling neerskryf. So kom ons teken ons skets. Ons het ons x-as en ons y-as. Ons horisontale asymptoot is by y is gelyk aan 8. Met ander woorde, ons teken hom in. En onthou ook dat jy hom mooi benoem. Y is gelyk aan 8. En hy gaan hier deur die punt 0 en 8. Okay, dan het ons x-afsnit. Omdat ons 'n lekker x-afsnit en 'n lekker y-as afsnit het, kan ons net die punt minus 2 insit en ons kan ons 6 vir ons y-as afsnit insit en ons teken ons eksponensiële funksie. Goed, so as ons nou kyk na sy definisieversameling, dan sien ons sy definisieversameling bly steeds x se element van 'n reële getalle, en as ons nou kyk na sy waardeversameling, is dit al die y-waardes wat kleiner is as sy horisontale asymptoot. Met ander woorde, y is kleiner as 8, y 'n element van reële getalle. Okay, dit is dan nou ons lesie oor die op- en afskuif van jou eksponensiële funksie. Ek hoop jy het hierdie voorbeelde saam geoefen. Jy kan nou die les inoefen deur jou huiswerk te voltooi. En geniet dit. Onthou, hoe meer 'n mens wiskunde doen, hoe beter raak 'n mens.